Ag, as alles maar net so volmaak was, soos toe God dit geskep het. God het na afloop van die skepping na alles gekyk en verklaar dat alles baie goed was. Genesis 1. God het die heelal geskep om hom te loof, dit was baie goed. Hy het die aarde geskep vir die mens om op te woon, sodat die mens hom kan loof, dit was baie goed. God het dit geskep sodat daar 'n ruimte kan wees waar binne hy in verhouding met die mens en sy skepping kan leef. Dit was baie goed. Maar dit is nou nie meer so goed nie. Ons ervaar en beleef dit. As gevolg van die stikkende verhouding wat tussen die mens en God ontstaan het met die sondeval, vanweë die mens se ongehoorsaamheid, is die aarde ook deur die toedoen van die mens vervloek. Genesis 3 vers 17. Die skepping waarin die mens moes leef, het van daardie tydstip af dit vir die mens begin moeilik maak. Die aarde het dorings en distels laat uitsprei. Die mens sou voortaan met swaar kry, moeite sy bestaan maak. Genesis 3 vers 18 en 19. Die woonplek wat God vir die mens voorberei het, sodat hy in verhouding met God kan lewe, het in sekere opsigte die vyand van die mens geword. Daar kom droogtes en vloede, natuurrampe. Aardbewings sluk mense in, vloede spoel hulle weg. Duisende mense sterf weens droogtes. Siektes word 'n dodelike werklikheid om mee rekening te hou. Die mens leef amper in vrees vir die natuur en die natuur in vrees vir die mens. Vyandskap kom tussen die diere en die mens wat vir die diere 'n naam gegee het. Van sy kant af bevoeter die mens die verhouding. In plaas van om dit as rentmeester namens God te bestuur, tree die mens soos 'n tiran op en maak hy met die skepping wat hy wil. Die mens stap uit die natuur wat en hoe hy wil. En sy voetspoor word al hoe groter en meer vernietigend. Natuurlike hulpbronne word opgebruik, lugbesoedeling neem toe, woude word afgekap. Daar is net soveel vars water beskikbaar, maar ons besoedel en misbruik dit. Die skepping reageer weer daarop. Aardverwarming vind plaas, lei tot toename in natuurrampe soos droogtes en oorstromings en storms. Plant- en dierespesies sterf uit en ysberge smelt. Oseane se grense word verskuif. Ag, die skepping sug. Ons lees daarvan in Romeine 8 vers 19 tot 22. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het ook 'n belofte van hoop gegee. Die skepping sal bevry word van sy verslawing van die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waarin die kinders van God deel sal hê. Ons weet, die hele skepping sug tot nou toe, sug in pyne van verwagting. Skepping is gefrustreerd. Dit is verganklik. Dit is vasgevang, ingeperk, gedegradeer. Dit is in pyn. Dit word verhinder om lof tot God te besing. Wat opval is dat die sigting van die skepping nie in isolasie plaasvind nie. Saam met die skepping word die sigting van die gelowiges en die sigting van die Heilige Gees beskryf. Die drie sig saam, omdat die verhouding verbreek is. Hierdie verhouding is in die Here Jesus Christus ook weer herstel. En daarom is hierdie sig nie 'n moedeloosheid nie, maar 'n sig van verwagting. Soos 'n vrou wat besig is om te kraam. Die pyn wat sy ervaar is erg, maar dit gaan nie altyd aanhou nie. Die pyn bring nuwe lewe en geboorte. So sug ons saam met die skepping. Hierdie sig sal uitloop op 'n nuwe lewe, 'n nuwe skepping, 'n nuwe aarde en onder 'n nuwe hemel. Dit sal uitloop op volle harmonie tussen God en mens en skepping. Dit sal uitloop op 'n tyd waar die aarde sy vrug sal lewer, die vrugtebome 12 maal in 'n jaar sal dra.
God sal tussen die mense kom woon. Daar sal harmonie wees tussen God en mens en sy skepping. Tot dan moet ons nie ophou saam sug nie. Ons moet nie vrede maak, gewoond raak aan die vernietiging van die aarde nie. Ons moet nou reeds die harmonie van eendag in die lewe van vandag inleef. Goeienaand.